Baie welkom by ons erediens van die NG Gemeente Kempton Park Oos, soos wat jy in die mooi inleiding gesien het. Ons is bly jy het gekies om vandag na hierdie diens te kyk en luister, en onthou dat dit ook 'n nagmaalgeleentheid in die gemeente is, en dat indien julle tuis nagmaal wil gebruik, sit ietsie gereed, vir die wat dalk nie onthou het van die datum nie, en aan die einde van die boodskap sal ek dan ook die nagmaal op hierdie forum bedien. Wat die kerklike jaar aan betref, is ons nou in daardie baie interessante periode tussen Jesus se opwekking uit die dood en sy hemelvaart, daardie 40 dae, waarin hy volgens Paulus, 1 Korintiërs 15, aan meer as 500 mense verskyn het, en hy noem ook van Jesus se disippels, apostels aan wie hy verskyn het, en enkele ander. Dit is vir ons as gelowiges 'n uiters belangrike tyd van die kerklike jaar. Kom ons begin ons diens met 'n wotum en die seëngroet. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Daar staan tog geskrywe: die wysheid van die wyses sal ek vernietig, en die geleerdheid van die geleerdes sal ek tot niet maak. Geliefdes, genade vir julle en vrede, dit kom van God, ons Vader, en van die Here Jesus Christus, ons Verlosser, deur die kragtige werking van God, die Heilige Gees. Kom ons gebruik die geleentheid om saam te bid. Here onse God, baie dankie vir 'n geleentheid in die erediens hier in ons gemeente, maar dankie ook vir hierdie wonderlike, ryke geleentheid wat oor soveel grense strek, om by mense, reg oor die land, reg oor die wêreld, uit te kom met u woord. Ons wil bid dat u elke uitsending van hierdie diens ook sal seën en dra deur die werking van u Gees. Word verheerlik deur ons erkenning dat ons in u glo as die enigste, die lewende en die ware God, en met name ook as die Here Jesus Christus, wat opgewek is uit die dood en lewe. Seën ons as ons luister na gedeeltes uit u woord en saam nadink oor die waarheid van u opwekking. Dit alles bid ons in afhanklikheid. Amen. Somtyds is dit baie goed om na moeilike aangeleenthede te kyk deur die oë van kinders. Kinders het die vermoë om groot en ingewikkelde goed dikwels vanuit 'n baie eenvoudige hoek te benader. En ek onthou dat ek as kind dikwels gewonder het oor die verskynings van Jesus na sy opwekking uit die dood. So inleidend wil ek vra, het jy ook al gewonder waarom Jesus tydens daardie periode van die 40 dae met die verskeie verskynings, waarom hy nie homself gaan wys het aan die Joodse leiers nie? Ek bedoel, dit sou tog net absoluut volgens ons sin maak. 'n tweede moontlikheid sou wees dat hy homself gaan wys het aan die Romeinse regering, en indien moontlik, as hy by Pontius Pilatus kon uitkom of kon vra om Pontius Pilatus te sien, dat hy vir Pontius Pilatus gaan wys het dat hy lewe. Ek het as kind regtig baie tyd en amper emosionele energie daaraan bestee, om te dink dat dit sou die beste gewees het. En ek dink as Jesus dit gedoen het, sou die hele wêreld, destydse wêreld van daar, moes onmiddellik geweet het, hy is opgewek uit die dood, en dat dit dan sy uitsprake, dat hy die Seun van God is, sou bevestig. In 'n eerste hoofpunt, vandag, nou dat ek ouer is ek oortuig dat dit nie die gewenste effek sou gehad het nie. Wat die Joodse leiers aanbetref, hulle was absoluut verblind deur hulle vooroordeel. Hulle was absoluut bevooroordeeld geglo dat die mense begin Jesus aanhang, hy word te gewild,
Dit hou 'n risiko in vir die hele volk en dit kan 'n opstand veroorsaak, soos ek tydens die Paasnaweek gepreek het. Daar is 'n spreekwoord wat sê, niemand is so blind as die een wat nie wil sien nie. Ek wil graag na 4 geleenthede verwys om te motiveer waarom ek hierdie stelling maak dat die Joodse leiers so verblind was deur hulle vooroordeel, dat hulle nie positief sou reageer het, indien Jesus aan hulle sou verskyn na sy opwekking nie. Die eerste wat ek wil noem, is om jou te herinner aan die feit dat Jesus iemand op 'n Sabbatdag genees het, wat blind gebore is. Nou wat baie interessant is, die bepalinge rondom die Sabbat het gelei dat mens nie enige hulp of mediese hulp aan iemand kan gee, tensy hulle in lewensgevaar is nie. Die woorde kom ook in die Bybel voor, as die kalf in die put is, as 'n kalf in 'n put sou val en kon vrek, dan kon jy op die Sabbatdag die kalf uithaal. Maar indien 'n mens sou val en sy arm breek of sy been breek of wat ook al, en nie in lewensgevaar is nie, dan sou daardie hulp moes wag tot na die Sabbat verby is, met ander woorde Saterdagmiddag, na sonsondergang. En nou kom Jesus, en hy genees iemand wat blind gebore is. Met ander woorde, daar's geen mediese krisis nie, daar's geen lewensbedreigende situasie nie. Maar dit is 'n wonderwerk. En hulle is so verblind, dat hulle sien nie die wonderwerk nie. Hulle sien slegs die oortreding van hulle reëls ten opsigte van die Sabbat. En daarom vat hulle Jesus aan oor die feit dat hy hierdie man op 'n Sabbatdag genees het. Dis my sprekende voorbeeld van hoe verblind hulle was. Tweede belangrike teks waarna ek wil verwys, is die gelykenis wat Jesus vertel, en ek gaan op geensins in detail nou daarin nie. Die gelykenis wat Jesus vertel van die ryk man en Lazarus. Dis nou nie Lazarus die vriend van Jesus en die broer van Martha en Maria nie, ons kom nou by hom. Maar die gelykenis van die ryk man en Lazarus, wat albei sterf en dan in die lewe hierna is, dan lees ons dat Lazarus is by vader Abraham en die ryk man is in 'n plek waar hy intens ly. En dan vra hy vir vader Abraham, stuur asseblief vir Lazarus terug om my broers te gaan waarsku. En dan maak Jesus in hierdie gelykenis die belangrike uitspraak dat hy sê, hulle het Moses en die profete, tegniese term vir, hulle het die woord van God, hulle het die Bybel, hulle het die Ou Testament. As hulle na die woorde van die wet en die profete nie luister nie, sal hulle ook nie luister na iemand wat uit die dood uit na hulle toe gestuur word nie. Die derde voorbeeld wat ek wil noem, is dan juist die opwekking van Lazarus, Jesus se vriend, die broer van Martha en Maria. Johannes 11 is die betrokke hoofstuk. Nou wanneer ons daar lees, dat Jesus vir Lazarus op die 4de dag na sy dood, uit die dood uit opwek, dan lees ons dat die mense tot geloof in Jesus kom, en dat hulle vir die godsdienstige leiers gaan vertel van hierdie opwekking van Lazarus. En dan kry ons 2 reaksies. Mense wat tot geloof in Jesus kom, en die godsdienstige leiers wat dan nie tot geloof in Jesus kom nie, maar dan die uitspraak maak dat hulle sê, nou sal hulle Jesus en Lazarus doodmaak. Absoluut verblind. Die 4de voorbeeld wil ek graag lees uit Matteus 27 en 28. Matteus 27 van vers 62 tot 66. Die volgende dag, die dag na die Vrydag, het die priesterhoofde en die fariseërs by Pilatus gekom. En vir hom gesê, meneer, ons onthou dat toe daardie bedrieër nog geleef het, hy gesê het, na 3 dae sal ek uit die dood opgewek word. Gee dan bevel, dat die graf 3 dae veilig bewaak word, sodat sy disippels hom nie dalk kom steel, en vir die mense vertel, hy is uit die dood opgewek nie. Dan sal die tweede bedrog erger wees as die eerste. Pilatus antwoord hulle, hier is vir julle 'n wag, gaan beveilig die graf,
so goed as julle kan. Hulle het toe gegaan en die graf beveilig deur die klip te verseël en die wag daar te laat bly. Dan uit Matteus 28 vanaf vers 11 tot 15. Terwyl die vroue op pad was, kom party van die wagte in die stad aan en vertel vir die priesterhoofde alles wat gebeur het. Die priesterhoofde het saam met die familiehoofde vergader en die volgende plan gemaak. Hulle het vir die soldate 'n groot som geld gegee en gesê, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en sy liggaam gesteel terwyl ons geslaap het. En as die goewerneur daarvan hoor, sal ons hom tevrede stel en sorg dat julle nie bekommerd hoef te wees nie. Die wagte het toe die geld gevat en gemaak soos hulle voorgesê is. Hierdie storie word tot vandag toe onder die Jode vertel. Ek is vandag oortuig dat die Joodse leiers, indien Jesus aan hulle verskyn het, dit sou afmaak as bedrog en dat hulle alles in hulle vermoë sou gedoen het om hom weer dood te maak. Dit sou 'n futiele oefening gewees het. Ons tweede hoofpunt. Die Romeinse regering het nie 'n saak gehad met die Jode se onderlinge twiste en meningsverskille nie. Hulle het nie 'n saak gehad met die kwessie van hierdie moontlikheid van 'n nuwe koning nie. Hulle het Herodes erken as die koning van die Jode, wat ek altyd sê 'n puppet koning was, en hy het maar met hulle saamgewerk ter wille van die belastings, en hulle het met hom saamgewerk ter wille van die belastings en so meer. Hierdie kwessie van of Jesus opgewek sou wees uit die dood, of hy die beloofde Messias van die Ou Testament sou wees, of hy die seun van God sou wees, die Romeinse regering sou geen belang daarby gehad het nie. Ek wil 'n vreeslike ooreenvoudige metafoor gebruik uit ons daaglikse lewens 'n situasie. Nie gaan dit nie oor 'n spesifieke party nie, maar ek sou wou die illustrasie gebruik dat die ANC regering het geen belang by die verkiesing van die hoofleiers van 'n skool nie. Byvoorbeeld in ons omgewing, Brandwag, Kempton Park, Hoërskool, Mansmoor, Dr. E.G. Jansen en so meer. Vir daai kinders en vir daai betrokke ouers is dit 'n verskriklike belangrike en 'n dikwels sensitiewe en baie moeilike aangeleentheid. Maar die regering van die dag het geen belang daarby nie. Dit as illustrasie dat die Romeinse regering met Jesus, en of hy opgewek is uit die dood of nie, en of daar sulke gerugte ontstaan het of nie, hulle op geen manier sou aangegaan het nie. Alwaarin hulle belang gestel het van die Jodese kant af was dat hulle moes onderdanig wees, daar moes kalmte, vrede, rustigheid in die provinsie wees, en natuurlik moes hulle getrou hulle belastings betaal. Dit is al waarby die Romeinse regering betrokke was. Verder op hierdie punt moet ons ook nou in ag neem. Jy weet, ons dink nou as Jesus sou verskyn, sou hy dadelik herkenbaar wees vir hulle. Maar onthou nou, dit is 'n voorwetenskaplike tyd in 'n sekere sin. Daar was nie DNA-toetse wat gedoen kon word, fotos, bewyse van identiteit nie. So indien iemand na vore sou kom en sê hy is die Jesus wat opgewek is uit die dood, sou dit glad nie so eenvoudig gewees het om dit regtig te bewys nie, en sou dit verskriklik maklik afgemaak kon word as een of ander bedrogspil. Ons derde hoofpunt. Aan wie verskyn Jesus wel en waarom? By die tweede hoofpunt wil ek hier terugneem na die skrywer Lukas. Lukas was 'n mediese dokter. Hy skryf 2 geskrifte of boeke, naamlik die Evangelie volgens Lukas en dan die Handelinge van die Apostels. Nou, Lukas was 'n dokter en het deeglik navorsing gedoen voordat hy sy 2 geskrifte geskryf het. En die inleidings wat hy skryf tot daardie 2 geskrifte is vir ons van die uiterste belang.
Kom ek lees die inleiding tot die eerste geskrif daar uit Lukas uit. Lukas 1 vanaf vers 1 tot 4. Hooggeagte Theophilus, daar is baie wat onderneem het om 'n verhaal te skrywe van die dinge wat onder ons gebeur het. Hulle het dit opgeteken, soos dit aan ons oorgelewer is, deur die mense wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was. Daarom het ek dit ook goed gedink, om self alles stap vir stap van vooraf te ondersoek en die verhaal noukeurig in die regte volgorde vir u neer te skryf. So kan u te wete kom dat die dinge waaroor u onderrig is, heeltemal betroubaar is. Dan die inleiding tot die Handelinge, wat Lukas ook skryf, die Handelinge van die Apostels, Handelinge 1 vanaf vers 1. My eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af, tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood, het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Sleutelwoorde, sleutelbegrippe in hierdie twee inleidings is die volgende. Aan wie is dit wat Jesus verskyn? Aan die manne, die apostels wat eers nou sy disippels was, volgelinge, maar wie hy nou aanstel as sy apostels, sy gestuurdes, sy gesandte om die evangelie uit te dra. Hulle het hom geken. Hulle het die pad van die 3 jaar van sy openbare bediening saam met Jesus geloop. Dan maak Lukas melding van oog- en oorgetuies, betroubare getuies, wat gesien en gehoor het wat Jesus gedoen het, gesê het, geleer het en wat gebeur het rondom die kruisiging en daarna die opwekking en daarna die verskyning van Jesus. En dan staan daar nog 'n sleutelbegrip. Jesus het met onbetwisbare bewyse aan hulle bewys of getoon dat hy lewe. En dan die volgende sleutelbegrip, by verskeie geleenthede oor die loop van 40 dae. Ons vierde hoofpunt. Waarom is dit vir ons belangrik? Nee, ek wil herformuleer, nie net belangrik nie. Waarom is dit vir ons wesenlik? Waarom is hierdie inligting wesenlik vir ons geloof? Die antwoord is verskriklik eenvoudig. Want ons was nie daar nie. Dit het 2000 jaar gelede gebeur. Ons kan uit verskeie historiese bronne nagaan dat daar erken word Jesus het gelewe in daardie spesifieke tyd, dat hy opgetree het as rabbi, dat daar aansprake was dat hy die Messias was en die koning van die Jode. Die feit dat hy gekruisig is 'n historiese feit. Maar ons was nie daar nie. Maar daar was betroubare getuies, wie se betroubare getuienis vir ons opgeteken is. Ons verwys na die oog- en oorgetuies. Hulle was daar en ons geloof berus op hulle getuienis. Ek herhaal, betroubare getuies se betroubare getuienis. Onthou jy die pragtige kinderliedjie? Al was ek nie daar nie, ek weet dit is waar. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is waar. Dan nog 'n belangrike element saam met hulle getuienis. Ons glo nie net op grond van hulle getuienis nie, maar ook op grond van die radikale lewensverandering wat daarby almal wat Jesus na sy dood beleef het, ingetree het.
Hulle was bereid om te sterf vir hierdie getuienis, dat Jesus leef, dat hulle hom gesien het, dat hulle weet hy leef. Hulle was nie net bereid om daarvoor te sterf nie. In die meeste gevalle het hulle uiteindelik gesterf vir daardie belydenis. Ek sluit af. Ons geloof berus nie op mites of hoorsê of feeverhale nie, maar op die vaste fondament van die betroubare getuies se betroubare getuienis van Jesus se verskyning aan hulle na sy dood by verskeie geleenthede oor die loop van 40 dae. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is waar. Amen. Here, baie dankie vir u woord. Baie dankie vir die werking van u Gees. Baie dankie vir u besluit, Here Jesus, oor waar, wanneer en aan wie u sou verskyn. En dankie God, die Heilige Gees, wat die getuienis van hierdie getuies en die opteken daarvan oor 'n periode van 2000 jaar gedra het, sodat ons dit vandag in ons eie taal kan lees en weer herinner kan word aan die waarheid. Here, dan wil ons bid dat u nou vir ons ook sal versterk. Nie net deur die woord nie, maar deur die teken van die nagmaal. Deur die herinnering aan nie net u dood nie, maar ook aan u opwekking. Ons vra dit in afhanklikheid van u. Hoor ons asseblief. Amen. Geliefdes, voordat ons die nagmaal saam gaan gebruik, 'n kort reflektering op die wesenlike betekenis van die nagmaal. Die doop is 'n eenmalige teken dat ons in die verbond van God ingesluit is, dat ons aan hom behoort, dat ons sy kinders is en dat dit wat hy in Christus Jesus gedoen het vir ons tel. Die nagmaal is 'n herhalende, 'n oor en oor herdenking van hierdie realiteit, van hierdie waarheid, en ek wil daardie waarheid in 'n neutedop opsom, hierdie waarheid dat Jesus Christus die beloofde Messias van die Ou Testament is, dat Jesus Christus die Seun van God is en self God, dat Jesus Christus na sy dood opgewek is uit die dood, soos Paulus dit beskryf, deur 'n magsdaad van die Vader, en dat Jesus opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God en pleit vir ons. In plaas van om 'n nagmaalformulier te lees, wil ek vandag stil staan by 'n ander skrifgedeelte in die Bybel. 1 Korintiërs hoofstuk 1 vanaf vers 18 tot 25. Hierdie skrifgedeelte, alhoewel dit in Korintiërs staan, sluit direk aan by ons tema oor die oortuiging dat Jesus Christus opgewek is uit die dood en dat hy ons verlosser is. Kom ons luister saam daarna, voordat ons saam die nagmaal gebruik. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Daar staan tog geskrywe, die wysheid van die wyses sal ek vernietig, en die geleerdheid van die geleerdes sal ek tot niet maak. Waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou? Waar die skrifgeleerde? Waar die slim woordvoerder? Het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling van God in sy wysheid, dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking, wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is.
Vir die Jode is dit 'n aanstoot en vir die ander is dit onsin. Maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Wat vir die wêreld die onsin van God is groter wysheid as die wysheid van mense. En wat vir die wêreld die swakheid van God is groter krag as die krag van mense. Geliefdes, waar jy ook al is, en kyk of luister, nooi ek jou uit om nou saam met ons deel te neem aan die viering van die nagmaal. Aan die herdenking dat Jesus Christus 2000 jaar gelede ter wille van ons gelei het, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, ter helle neergedaal het, maar wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. Die tekens is baie eenvoudig. Dit herinner ons tweeledig. Eerstens aan die verlossing uit Egipte, die Paasmaaltyd, en tweedens aan die kruisiging van Jesus Christus, ons verlosser. Geliefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van die Here Jesus Christus. Neem dit, eet daarvan, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening van ons sondes. Die beker van danksegging. Dit is die gemeenskap met die bloed van die Here Jesus. Neem dit, drink daarvan, dink daaraan en glo dat sy bloed vergiet is tot 'n volkome versoening van ons sondes. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie eenvoudige tekens van wyn en brood, en dat dit lei tot ons geestelike versterking, ons herinnering, ons bevestiging aan u waarheid. Maar Here, nou wil ons bid dat u ook met ons elkeen sal wees in ons lewens, in ons bepaalde lewensomstandighede, met ons uitdagings, ons vreugdes, ons geleenthede en alles wat daarmee gepaard gaan. Dankie vir die woord en dankie dat die woord vas, betroubaar en waar is en dat die woord en die teken van die nagmaal gedra word deur die werking van die Heilige Gees om dit ons realiteit te maak. Ons gebed is in afhanklikheid van U en op grond van die oorwinning van Jesus Christus ons verlosser. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die versterkende, vertroostende, lerende teenwoordigheid van God die Heilige Gees bly by jou. Amen.